In die nuus vanaand, Israel laat honderde aktiviste vry wat hy aangehou het nadat hy die Global Sumut Flotilje onderskep het, maar Suid-Afrikaners eers môre vrygelaat. Die familie van die afgestorwe ambassadeur Nathi Mthethwa is in Frankryk vir sy repatriasie. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Die 4 Suid-Afrikaanse aktiviste wat in Israel aangehou word, sal môre gedeporteer word. Hulle was deel van die Global Sumut Flotilje wat na Gaza onderweg was, toe dit verlede week deur Israel se soldate onderskep is. Die 4 sluit die kleinseun van oud-president Nelson Mandela, Nkosi Zwelivelile Mandela in. Volgens die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het die Israelse regering hom vanmiddag in kennis gestel dat die 4 via Jordanië na Suid-Afrika teruggestuur sal word. We have received confirmation that the individuals in question are scheduled to be released from detention and will be deported via Jordan tomorrow morning. Minister Lamola extends his gratitude to all of the relevant parties, both domestically and internationally, for their cooperation and coordination ensuring the safe return of South Africans. Meer as 340 van die 480 aktiviste wat verlede week in hegtenis geneem is, toe die flotilje van 40 bote onderskep is reeds na hulle lande van herkoms gedeporteer. Onder hulle is die klimaataktivis Greta Thunberg. Die aktiviste het gekla dat hulle in onmenslike toestande in die Ketziot maksimum veiligheidstronk aangehou is. Israelse Departement van Buitelandse Sake het die beweringe ontken en sê al die aangehoudenes is ingevolge regsvereistes aangehou. Die departement sê daar was wel een geval van geweld toe 'n aktivis 'n vroulike mediese beampte gebyt het. Intussen is nog 'n flotilje van 30 bote langs die Egiptiese kus onderweg na Gaza. 13 bote wat deel was van die flotilje is verlede week voorgekeer en gedwing om terug te draai. Met môre presies 2 jaar sedert Hamas Israel binnegeval het, is Israel en Hamas byeen in Egipte om 'n vredesooreenkoms te bereik. Die jongste voorstel is 'n 20-punt vredesplan wat verlede week deur die president van die VSA, Donald Trump, voorgelê is. Sowat 1200 mense, meestal burgerlikes, is deur Hamas doodgemaak en 251 Israelse burgers is gijslaar geneem. Israel het in weerwraak teen die aanval dae later 'n massiewe militêre aanval teen Hamas in Gaza geloods. Volgens Gaza gesondheidsowerhede is meer as 67,000 mense in Gaza reeds dood. Met hoë-lui Hamas-amptenare en verteenwoordigers van Israel byeen in Egipte, het rook steeds vandag oor Gaza gehang. Amerika is hoopvol dat samesprekings tussen Israel en Hamas tot 'n skietstaking en die vrylating van alle gijslaars sal lei. Die eerste fase van Trump se plan bepaal dat die oorblywende 48 gijslaars, waarvan 20 steeds leef, uit Gaza vrygelaat word in ruil vir Palestynse gevangenes in Israel. Hamas het die vrylating van gijslaars aanvaar, maar nie 'n voorwaarde dat hy wapens sal neerlê nie. Trump het Israel gevra om sy aanvalle op Gaza te staak, maar dit duur steeds voort. They're in negotiation right now as we speak. They've started the negotiation. It'll last a couple of days. We'll see how it turns out, but I'm hearing it's going very well. We have very little, we don't need flexibility because everybody's pretty much agreed to it, but there'll always be some changes. But the Hamas plan, I tell you, it's amazing. You can have peace, if you think about it, peace in the Middle East for the first time in, they say, really, 3,000 years. Intussen by die Nir Oz kibbutz naby die Gaza strook, het Israelse burgers hulde gebring aan diegene wat op 7 Oktober 2023 deur Hamas doodgemaak is en aan die gijslaars wat deur Hamas gevange geneem is. Byna 1 in 4 inwoners van die kibbutz is of doodgemaak of ontvoer toe Hamas militante op die kibbutz toegeslaan het.
Die woordvoerder vir die familie van Nathi Mthethwa, Dr. Sifiso Buthelezi, het bevestig dat sy oorskot Vrydag in die land sal aankom. Dit nadat die Franse owerhede sy autopsieverslag en repatriasiepermit afgeteken het. Buthelezi sê dat die begrafnis vir Sondag beplan word. Die 58-jarige Mthethwa, wat Suid-Afrika se ambassadeur in Frankryk was, het op 30 September gesterf nadat hy uit die 22ste verdieping van 'n Paryse hotel geval het. We're looking at using Air France and the first available space is only on Thursday. So we're trying to get that space, and obviously it becomes also a function of what happens at the Department of International Relations and the embassy in trying to facilitate that process. But we are very hopeful that we are going to be able to move back home, to go back home on by Thursday evening and arriving in South Africa on Friday. Die staande komitee oor openbare rekenings of SCOR begin môre sy ondersoek na beweringe van wanadministrasie, finansiële ongeruimthede en wanbestuur by die padongelukke fonds. Die verwysingsraamwerk vir die ondersoek is reeds op 1 Julie aanvaar. Die raamwerk behels 'n ondersoek na die padongelukke fonds se bestuursprobleme, die verwerking van eise sowel as finansiële wanbestuur. Die minister van vervoer, Barbara Creecy, het in Julie die vorige padongelukke fondsraad ontbind, waarna 'n tydelike raad aangestel is. SCOR se ondersoek fokus op die 2020, 2021 tot 2024-25 boekjare, alhoewel die aktiwiteite wat voor hierdie periode plaasgevind het en 'n invloed op huidige kwessies het, ook oorweeg sal word. We have also asked for information pertaining to alleged corruption by law firms, alleged corruption by judges. We have also asked for information pertaining to procurement of legal services, procurement of media and marketing services to the tune of 1 billion rand, procurement of properties, procurement of security services, and so on. So we've received a lot of allegations that have caused us to do this inquiry. So we are going to probe all of that. SCOR het onder meer die ouditeur-generaal, die tesourie en die spesiale ondersoekeenheid voor hom gedaag om verslag te doen oor die padongelukke fonds. Frankryk se pas verkose eerste minister, Sébastien Lecornu, en sy regering het vandag bedank net ure nadat Lecornu sy nuwe kabinet aangekondig het. Sy bedanking was onverwags en ongekend en maak dit die kortste administrasie in moderne Franse geskiedenis wat dui op 'n verdieping in die land se politieke krisis. Die verregse Nasionale Rally Party het 'n beroep op president Emmanuel Macron gedoen om spoedig 'n parlementêre verkiesing uit te roep. Lecornu het gister na weke van konsultasies met alle politieke partye sy ministers aangewys wat sy opponente en bondgenote warm onder die kraag gehad het. Lecornu en sy kabinet se bedanking het vroegdag skokgolwe deur Europese markte gestuur. Die euro het met 0,7% verswak. Die Nobelprys vir fisiologie of geneeskunde is vanjaar aan 3 immunoloë toegeken vir hulle werk oor perifere immuniteitsweerstand. Dit is 'n veld wat die liggaamsfunksies bestudeer wat verhoed dat die immuunstelsel die liggaam aanval en is waardevol in die bestudering van outo-immuunsiektes. Die Amerikaanse navorsers Mary Brunkow en Fred Ramstel, same met Shimon Sakaguchi van Japan, deel die toekenning. Die 3 wetenskaplikes het die regulerende T-selle in die immuunstelsel uitgeken. Die wenners van die gesogte prys ontvang prysgeld van 11 miljoen Sweedse krone, oftewel byna 21 miljoen rand, sowel as 'n goue medalje wat deur die Sweedse koning oorhandig word.
Die Afrikaanse nuus gaan net hierna voort, bly ingeskakel. Die ANC het 'n 10-punt plan aangekondig om Suid-Afrika se sukkelende ekonomie te laat herleef. Dit sluit in die vergroting van die kapasiteit van Eskom se transmissielyne en Transnet se spoorvragdienste. Die plan is na 'n spesiale vergadering van die party se nasionale uitvoerende komitee bekend gemaak. Die ANC-leier Cyril Ramaphosa sê 'n ekonomiese taakspan sal in die presidentskap aangestel word om vordering met ekonomiese groei te monitor en samewerking tussen regeringsdepartemente te koördineer. Ramaphosa sê die werk wat gedoen is om nuwe lewe in staatsbeheerde maatskappye te blaas, word nog nie aan die ekonomiese front gevoel nie. We welcome in particular the progress made in resolving load shedding, expanding generation capacity, and establishing a competitive electricity market. We also have seen great strides in the progress that is being made in the logistics sector, including steady recovery in Transnet's performance. Die ANC het 10 voorkeurgebiede uitgestipel vir ekonomiese groei. We will fast-track the transmission development plan to establish or to install 14,000 kilometers of transmission lines for our electricity grid. The second intervention is to accelerate the recovery of our freight and logistics sector. Progress is being made in this regard, but we want to fast-track this. This includes the implementation of Transnet's recovery plan, private sector participation in rail and port operations, and upgrading of export corridors. Ramaphosa sê die plan sal deur regeringsstrukture geïmplementeer word en sal lei tot merkbare ekonomiese vordering teen 2027. Die DA se burgemeesterskandidaat vir die Nelson Mandela Bay Metro, Retief Odendaal, gaan dit terug na die basiese benadering neem in sy voorneme om die metro na sy voormalige glorie te herstel. Odendaal het tydens die bekendstelling van sy burgemeestersveldtog in Kebega sy strategie genaamd Kry NMB weer aan die werk uiteengesit. Hy sê hy wil fokus op die herstel van paaie en straatligte, as ook om administratiewe en finansiële uitdagings binne die munisipaliteit aan te spreek. Odendaal sê sedert sy verwydering uit die amp in 2023 het hy veldwerk in verskeie wyke gedoen om sy visie vir die stad te verfyn. 'n Ander benadering as sy vorige veldtogte. Well, I think that we've proven that in Nelson Mandela Bay, when we governed previously in a 10-party coalition, that we work rather fast. And taking control of the administration, making sure that you deal with issues such as the financial issues that are plaguing Nelson Mandela Bay is something that I believe I can do. Die party glo Odendaal het homself bewys ten opsigte van goeie finansiële bestuur en goeie regering. That's why we say get Nelson Mandela Bay working again. And why do we say again? We say again because we showed over a brief 9-month period just what we could do. And we know this next election is about rebuilding. Die party glo dat niemand kan aanspraak maak op enige wyke in die metro nie. But they haven't tried a DA majority government in Nelson Mandela Bay. That's what we believe will be the game changer here. If the people don't vote for a majority government, we will do what we can to get Nelson Mandela Bay working again with hopefully as small a coalition as possible, unlike these larger, more unmanageable coalitions that we've seen in Nelson Mandela Bay. But the reality is that we believe fundamentally that Nelson Mandela Bay has extraordinary potential in spite of smaller parties which have actually become rent seekers in the council.
Na die 2021 plaaslike regeringsverkiesings is die Nelson Mandela Bay Metro deur 'n ANC-geleide koalisie regeer. Die Hospitaalvereniging van Suid-Afrika het 'n beroep gedoen dat die staats- en private sektor verenig en saamwerk om die doel van universele toegang tot gesondheidsorg te bereik. HASA hou sy jaarlikse konferensie in Johannesburg met die tema Innovering en die toekoms van gesondheidsorgverskaffing. Die vereniging het die regering vroeër hof toe gesleep oor die beplande nasionale gesondheidsversekering en voer aan dat die beleid in sy huidige vorm nie volhoubaar en bekostigbaar is nie. HASA verteenwoordig sowat 200 van die land se private hospitale. Die bestuurshoof Dr. Dumisani Bomela sê, hy glo die dooiepunt tussen die private sektor en die regering rondom die NGV kan opgelos word. We are now seeking to get closer to other stakeholders and reach out to government and see how do we all contribute towards the achievement of the goals of universal health access. Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging SAMA het die nut van kunsmatige intelligensie in gesondheidsorg beklemtoon. Technology is one of the building blocks for any health system. So we cannot shy away from technology. It's a must, right? And the situation where we find ourselves now as a country is that we are, the private sector, even in the public sector, we don't have sufficient hardware and software for us to be able to move towards implementation of AI. Kwessies rondom bekostigbare gesondheidsorg en infrastruktuurontwikkeling is ook onder die loep geneem. There's so much in our hands that we can effect change. We've got to improve access to healthcare. We've got to be able to lower the price of care and increase the number of people that we serve. Afgevaardigdes by die konferensie het saamgestem dat universele toegang tot gesondheidsorg noodsaaklik is in Suid-Afrika, maar dat die NGV nie die oplossing is om dit te bereik nie. En nou vir die markaanwysers soos om 8:00 vanaand. Ons sportnuus volg net hierna, bly by ons. En dis dan al vir vanaand. Mooi bly tot môre aan. Totsiens. En hartlik welkom. Die weer is as volg. Wat vandag aan betref, enkel tot verspreide buie kan voorkom in die noordoostelike dele van die land, met enkele buie wat ook voor kan kom in die Weskaap. Sterk wind kan verwag vir kuslangs en 'n fris wind in die binneland. As ons kyk na môre, enkele buie kom voor in noordoostelike dele, asook in dele van die Ooskaap en in die Weskaap. Lig tot matige wind kan verwag in die binneland, maar sterk wind langs die kus. Kom ons kyk nou na die weerwake wat uitgerig is Afrikaanse weerdiens. Hewige donderbuie kan voorkom in dele van Mpumalanga, Distrikswit in Gauteng, met winderige toestande wat voor kan kom in KwaZulu-Natal, Oos-Vrystaat en dele van Lesotho. Hoë duinings en sterk wind kan ook voorkom langs die suidkus. So wees asseblief versigtig want dit kan navigasieprobleme veroorsaak. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature vir môre Gauteng. 'n Warme dag kom voor. Johannesburg en Vereniging se maksimum daar is 28 grade. Pretoria se minimum is 12 met 'n maksimum van 30. In Limpopo enkele buie kom voor, anders dit warm. Bella te minimum van 19 met 'n maksimum van 32. In Mpumalanga enkele buie kan verwag word, anders dit koel tot warm. Standerton het 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 25. Die kook styg tot 29 grade in Skukuza. In KwaZulu-Natal 'n mooi dag kom voor, anders dit koel.
Kokstad en Port Shepstone se maksimum is 22. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande, ander koel tot warm, Graaf-Reinet te maksimum 26, Willowmore se minimum is 6 met 'n maksimum 22. In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande, ander koel tot warm, Beaufort Wes se maksimum is 25 grade. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande, ander mooi dag wat verwag kan word, 28 grade vir Kuruman. Terug na die binneland in die Vrystaat, 'n warme dag kom voor, Bloemfontein het 'n maksimum 26, dan laastens Noordwes, 'n koel dag kan verwag word in hierdie provinsie, eerder warm, 28 grade kan vanaand Ottosdal, Swartberg het 'n minimum van 8 met 'n maksimum 29. Dis al van ons hier vir die weersentrum. Geniet die aand.